Hartlik welkom by Gemeente Sonder Grense. Ons het nou die afgelope naweek 'n kamp gehad. En die tema van ons kamp was van POWER tot POWER. Hierdie twee woorde lyk dieselfde, want hulle word dieselfde gespel. Dit is egter twee verskillende woorde. En die verskil in betekenis van die twee woorde lê in die taal wat gebruik word. Die een is Afrikaans en die ander een is Engels. Power en power het teenoorgestelde betekenisse as dit in mensetaal gebruik word. In Afrikaans beteken dit swak en in Engels beteken dit sterk. Dikwels beleef ons dat gelowiges se getuienis maar power is, swak is, want hulle lewens wys nie dat hulle gelowiges is nie. Soms is hulle getuienis swak omdat hulle nie weet wat om te sê nie en nie vir ongelowiges antwoorde kan gee nie. Hoe lyk jou getuienis? Kan mense duidelik sien in jou lewe dat jy 'n kind van God is? Kan mense hoor dat jy 'n kind van God is omdat jy die waarheid ken en weet hoe om daaroor te praat? As ons van gewone menslike swakheid af wil beweeg na krag, dan moet ons die regte taal praat. Ons moet God se taal praat. As ons net ons eie taal praat en vanuit ons menslikheid wil leef, dan gaan ons telkens misluk. En daarom het ons nodig om God se taal te leer praat. Nou moet ek vandag erken dat ek nie God se taal goed genoeg praat nie. Maar dit beteken nie dat ek moet ophou om te probeer en ophou om te leer nie. Inteendeel, dit moet my aanspoor om dit beter te leer ken. Nou wat beteken dit prakties? Hoe praat ons God se taal? As ek nou my vrou Anshke se taal wil praat, dan moet ek aanbied om vir haar koffie te maak. En dan sê sy, nou praat jy my taal. Maar hoe praat ons God se taal? Daar is baie verskillende aspekte daarvan, maar ek deel vandag slegs 3 maniere. En ons fokus op God se wil, God se woord en God se wese. Kom ons lees Johannes 14. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen u gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle, en ken julle my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader en die Vader in my is nie? Die woorde wat ek met julle praat, praat ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo in my, omdat ek in die Vader is en die Vader in my. Of anders, glo op grond van die werke self. Dit verseker ek julle. Wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen. Hoor jy die krag? Hoor jy die krag? En hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Kom ons staan eers bietjie stil by die wese van God, wie hy is. Die wese van God is wie God is. Ek moet God se karakter en God se eienskappe leer ken as ek met hom wil kommunikeer. Ek moet weet wie hy is. Dan begin ek om effektief met hom te kommunikeer. Filippus sê, wys ons die Vader. En Jesus se antwoord was, dat hy die Vader is. Hy en die Vader het dieselfde karakter. Sy karakter word ook uiteindelik meer en meer
my karakter. En as dit gebeur, dan praat ek sy taal. Hy sê immers vir ons, wees heilig soos ek heilig is. Ons moet meer en meer word soos Jesus, as ons sy taal wil praat. En heiligheid is maar net een van God se eienskappe. In die teks lees ons dat die disippels hom moes leer ken. Jesus is die Vader, en hulle het dieselfde eienskappe. Die tweede aspek is die wil van God. Die wil van God is dit wat hy wil hê. Dit wat hy wil hê in die wêreld en in my lewe moet gebeur. Baie van wat God wil hê moet gebeur is vir ons verborge. Ons weet nie wat dit is of wat dit gaan wees nie. En dit is ook nie vir my om uit te vind nie. Maar God het 'n groot deel van sy wil aan ons bekend gemaak. En hy is stelselmatig elke dag besig om meer en meer daarvan aan ons bekend te maak. Hy het sy morele wil, dit wat reg en verkeerd is, ten volle aan ons bekend gemaak. Hoe beter ons God en sy woord ken, hoe beter sal ons weet wat hy wil hê moet gebeur, in hierdie wêreld en in ons lewens. En daarom behoort ons ook volgens sy wil te bid. As ek dit doen, dan praat ek God se taal. Hy sê immers vir ons, alles wat julle vra in my naam, sal ek vir julle gee. Johannes bevestig dit ook, wanneer hy sê dat ons volgens God se wil moet bid, en dan sal hy ons gebede verhoor. Die woord van God is die derde aspek. Nou, een van die mees verwaarloosde praktyke, maar ook een van die kragtigste, is om die woord van God te bid. Daar's baie gebede in die Bybel opgeteken, en al wat ons hoef te doen, is om daardie gebede met hart en siel te herhaal. Met ander woorde, ons maak dit ons eie, en ons bid hierdie woord tot God. Daar is lofgebede, smeekgebede, aanbidding en voorbidding. God se woord is God se taal. En as ek dit herhaal, dan praat ek God se taal. Dit vra dat ons die woord sal lees, daaroor sal mediteer, en dit dan voor God sal gaan lê. Ek wil julle uitdaag hierdie naweek, om nie net op jou eie genot en eie behoeftes te fokus nie, maar om van die rustigheid gebruik te maak om 'n gebed in die Bybel te soek, wat jy kan bid vir jouself, vir jou gesin, vir jou gemeente, of selfs vir die wêreld. Oefen hierdie naweek om dit te doen, sodat jy elke week vir die res van die jaar dit weer sal kan doen. Die doel is dat ons meer krag in ons geloofslewe en veral in ons getuienisse sal beleef. Dat ons sal beweeg van power na power. Hoe beter jy God ken, hoe meer jy leer oor hom, en hoe meer jy sy werking in jou lewe ervaar, hoe kragtiger sal jou getuienis, jou geloof en ook jou gebedslewe word. Maak die keuse om te beweeg van power na power. Amen.